kom nou baie vinnig nader aan die tyd van die jaar wat ons Pinkster vier. Pinkster gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. Ek het Petrus se eerste brief deurgelees en gelet op elke keer wat Petrus verwys na die Heilige Gees. Hoewel Petrus waarskynlik 'n invloed gehad het op die skryf van die evangelie van Markus, het Petrus self nie een van die 4 evangelies in ons Bybels of die boek Handelinge geskryf nie. En tog is dit opvallend hoe eensstemmig Petrus se begrip van die Heilige Gees met die 4 evangelies en met die boek Handelinge, sowel as Paulus se briewe is. En dit spreek van 'n groot mate van konsensus onder die vroeë gelowiges oor die koms en die rol en die werk van die Heilige Gees. Ongelukkig, soos wat die eeue verbygegaan het, het die kerk die Heilige Gees verwaarloos. En die Heilige Gees het as ware met verloop van tyd verdwyn uit die bewussyn van die kerk. En is grootliks gereduseer tot net 'n ritueel of net 'n artikel in 'n geloofsbelijdenis. Met die koms van die Pinksterbeweging aan die begin van die 20ste eeu het 'n baie noodsaaklike regstelling gekom oor die rol en die werk van die Heilige Gees in 'n gelowige se lewe, sowel as in 'n gemeente se lewe. Vandag besef ons kan nie regtig kerk wees sonder die Heilige Gees nie. En ek is hier om vir jou te sê, daar is regtig so iemand as die Heilige Gees. Ek is ook hier om vir jou te sê, dat die Heilige Gees regtig gekom het om by ons te wees. Dat hy niks minder is nie as God by ons en in ons. 'n Kerk sonder die Heilige Gees is soos iemand wat 'n stuk vleis het. Maar hy kan nie die vleis proe nie, hy kan dit ook nie ruik nie, want die vleis is bevrore. Dis in die vrieskas. Om die Heilige Gees te hê, om 'n gemeente of 'n kerk te wees, wat die Heilige Gees het, is soos iemand wat 'n stuk vleis het, maar die vleis is op die vuur. En dit ruik heerlik, en dit smaak heerlik, dis onweerstaanbaar, dit word 'n ervaring, 'n heerlikheid, en dit vul jou. So kom ons ontmoet die Heilige Gees in Petrus se eerste brief. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 2. Hulle wat uitverkies is, volgens die voorkennis van God die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Die rol van die Heilige Gees is om ons heilig te maak. Heilig te maak. Om heilig te wees is om afgesonder te wees vir God. Om heilig te wees is om nie soos die wêreld te wees nie, maar om soos God te wees, om by hom te pas, soos wat 'n bruid by die bruidegom pas. So moet ek en jy as die bruid van Christus by hom pas. Om heilig te wees is om nie soos die wêreld te wees nie, maar soos Christus te wees, sodat ons as sy bruid by hom kan pas. Die wêreld waarin ons leef eintlik maar sonder God, is goddeloos. Dis 'n wêreld wat in 'n staat van rebellie teen God bestaan. Die Heilige Gees kom in ons lewens in
en hy haal die rebellie teenoor God uit ons harte uit. En die Heilige Gees bring ons altyd weer terug na gehoorsaamheid aan God. En sodoende maak die Heilige Gees ons heilig. Ons kan nie heilig leef, werklik heilig leef, sonder die Heilige Gees nie. Dit is net nie in ons om heilig te leef nie. Dit is die Heilige Gees wat ons heilig maak. Paulus skryf in Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Dit is God wat in ons werk om te wil en om te leef soos wat hy wil hê ons moet leef. En die Heilige Gees is God wat in ons werk. Die Heilige Gees is God wat in ons werk om te wil leef en te leef soos wat God wil hê ons moet leef. Tweedens, ons lees in 1 Petrus 1 vers 3, ekskuus tog 1 vers 11. Petrus sê, hulle het probeer naspeur, dis die profete in die Ou Testament, na watter persoon of na watter spesifieke tyd die Gees van Christus wat in hulle was, verwys het, toe hy vooruit getuig het oor Christus se lyding en die heerlikheid wat daarop sou volg. Petrus noem die Heilige Gees die Gees van Christus. Hoekom? Omdat die Heilige Gees van Jesus Christus getuig. Dit is die Heilige Gees wat die profete in die Ou Testament geïnspireer het. Dit is die Heilige Gees wat byvoorbeeld Jesaja geïnspireer het om te skryf, nogtans, ons siektes, hy het dit op hom geneem. En ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Hoeveel skrifgedeeltes is daar nie in ons Ou Testament wat in die Nuwe Testament aangehaal word as heenwysings na Jesus Christus toe nie. Die Heilige Gees is die Gees van Jesus Christus wat in die Ou Testament alreeds getuig het aangaande Jesus Christus. Eintlik is die hele Ou Testament een groot heenwysing na Jesus Christus toe. Die Heilige Gees vat ons altyd na Jesus Christus toe. 'n Mens sou verwag dat 'n Pinksterkerk die Heilige Gees sentraal stel. Met ander woorde, dat vir 'n Pinksterkerk die Heilige Gees in die sentrum is. En tog is dit nie waar nie. Daar is nie 'n kerk wat so Christus gesentreerd is as 'n ware Pinksterkerk nie. Hoekom? Want waar die Heilige Gees regtig werk, sal Jesus Christus altyd verheerlik word. Jesus sê in Johannes 16 vers 14, hy, die Heilige Gees, sal my verheerlik. Ek sê dit weer, Johannes 16 vers 14, Jesus sê, hy, dit is die Heilige Gees, sal my verheerlik. Derdens, 1 Petrus 1 vers 12, lees ons, hierdie dinge is nou aan julle meegedeel, deur hulle wat die evangelie aan julle verkondig het, deur die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Johannes 16 sê Jesus dat die Vader hom, dit is Jesus, gestuur het. En dan 'n bietjie verder aan sê Jesus dat hy, dit is Jesus, die Heilige Gees sal stuur. Hier ontmoet ons God in sy sendende gestalte. Jy moet dit weet.
God is voortdurend besig om na ons wêreld toe te kom en om die duisternis van hierdie wêreld binne te dring. Die Vader stuur die Seun na hierdie wêreld toe. Die Seun stuur die Heilige Gees na hierdie wêreld toe. En die Heilige Gees kom en hy rus ons toe. En as Gees van Jesus Christus stuur hy ons in hierdie wêreld in. En Lukas 24 vers 49 sê Jesus, en kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Jesus praat hier van die Heilige Gees. Ek sal die belofte van my Vader, dit is die Heilige Gees, na julle stuur. Maar bly in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En dan, in 1 Petrus 1 vers 12, sê Petrus vir die mense aan wie hy skryf, dat die evangelie aan hulle verkondig is. Hoe is die evangelie aan hulle verkondig? Deur die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Jy moet dit weet. Die vroeë gelowiges, die vroeë kerk, het nie iets anders geken as die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is nie. Die Heilige Gees is van die hemel af gestuur om ons toe te rus, om te verkondig, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En wanneer ons deur die krag van die Gees verkondig, word ons verkondiging meer as net woorde. Ons verkondiging word 'n gebeure. Daarom ware prediking, ware verkondiging in die krag van die Heilige Gees is nie net woorde nie. Daar's 'n krag aan die werk wat van die prediking of die verkondiging 'n gebeure van die Gees maak. Vierdens, ons lees in 1 Petrus 3 vers 18. Hy, dit is Jesus, is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Ons leer die Heilige Gees ken as die Gees wat lewend maak. Die Heilige Gees was van begin tot einde in Jesus se lewe werksaam. Dit was die Heilige Gees wat oor Maria gekom het en sy het swanger geword met Jesus. Ja, hy word uit die Gees gebore as die Seun van God. Dit is die Heilige Gees wat op Jesus neergedaal het nadat hy gedoop is in die Jordaanrivier. En dis hier waar Jesus se bediening begin. Sy hele bediening was in die krag van die Heilige Gees. Ons lees in Handelinge 10 vers 38, hoe God Jezus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen, en almal wat onder die mag van die duiwel is, genees, omdat God met hom was. En toe Jesus sterf aan die kruis, was dit die Heilige Gees wat hom lewend gemaak het, wat hom uit die dood opgewek het. En dis dieselfde Heilige Gees wat in ons lewens uitgestort word, wat in ons kom woon, wat ons ook uit die dood uit sal opwek, wat ook ons lewend sal maak. Paulus skryf dit baie duidelik
in Romeine 8 vers 11. Hy sê, as die gees van hom wat Jezus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. En dan die laaste verwysing, kry ons in 1 Petrus 4 vers 14. As julle terwille van Christus se naam beledig word, gelukkig is julle, omdat die gees van heerlikheid, dit is die gees van God, op julle rus. Dit is baie duidelik, dat Petrus Jesus se seënspreuke, sy saligsprekinge, hier in gedagte het. En ons kry Jesus se seënspreuke aan die begin van sy bergrede in Matteus hoofstuk 5, waar Jesus 8 keer, as ek reg onthou, 8 keer sê, salig. Die Griekse woordjie wat hy gebruik is makarios, wat beteken geseënd en gelukkig. Geseënd en gelukkig is die wat arm van gees is. Geseënd en gelukkig is die wat barmhartig is. Geseënd en gelukkig is die vredemakers. Geseënd en gelukkig is die sagmoediges. En in vers 11 sê Jesus, makarios, geseënd en gelukkig is julle. Luister, dis Jesus wat hier praat. Hy sê, geseënd en gelukkig is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. En nou kom Petrus en hy sê in 1 Petrus 4 vers 14, as julle terwille van die naam van Jesus beledig word, geseënd en gelukkig, makarios, geseënd en gelukkig is julle. Hoekom? Hy sê, omdat die gees van heerlikheid, dit is die gees van God, op julle rus. Jy moet weet, dieselfde gees, die Heilige Gees, het op Jesus gerus. En wat het die wêreld met hom gedoen? Hulle het hom beledig. Hulle het hom beskuldig van alles wat vals is. Hulle het hom verwerp. En uiteindelik het die wêreld hom gekruisig. Die gees wat op Christus was, die Heilige Gees, is die gees van waarheid. En die gees van waarheid kan nie, sê Jesus, deur hierdie wêreld ontvang word nie. Om die waarheid te sê, die gees van waarheid, die Heilige Gees, staan lynreg in botsing met die gees van die leuen wat in hierdie wêreld aan die werk is. So as hierdie wêreld waar die gees van die leuen aan die werk is, ons beledig terwille van die naam van Jesus, nie ons beledig omdat ons iets verkeerd gedoen het nie, maar terwille van die naam van Jesus, wie die weg, die waarheid en die lewe is, dan is dit die bewys, hulle belediging, word die bewys dat die gees van heerlikheid, die gees wat op Christus gerus het, ook op ons rus. En Petrus sê, saam met Jesus, geseënd en gelukkig is ons, as ons terwille van die naam van Jesus beledig word, omdat die gees van heerlikheid op ons rus. Jy moet verstaan dat die gees van God, die gees van heerlikheid, bring ons altyd in die heerlikheid van God in. En hier dink ek aan die diaken Stefanus in Handelinge hoofstuk 7. Ons lees in Handelinge 7, hoe dat hulle Stefanus wou stenig, en hom uiteindelik ook stenig, terwille van die naam van Jesus. En dan lees ons dat die Gees, die Heilige Gees, op hom rus. Ek lees vir jou in Handelinge 7 vers 55,
toe die Jode hom stenig, lees ons, maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien. Ja, hierdie wêreld stenig ons. Terwyl hierdie wêreld ons wil doodmaak, rus die Gees van heerlikheid wat ons in God se heerlikheid inbring op ons. Hoe wonderlik is dit om 'n lewe te lewe saam met die Heilige Gees. Dis die Gees van God, die Gees wat ons heilig maak. Dis die Gees van Christus. Dis die Gees wat van die hemel gestuur is om ons met krag toe te rus, om getuies te wees, die evangelie van Jesus Christus met krag te kan verkondig. Dis die Gees wat ons sterflike ou mensies lewendig kom maak. En is die Gees van heerlikheid wat op ons rus te midde van 'n vyhandige wêreld, ons na God se heerlikheid toe vat en ons in sy heerlikheid inbring. Mag hierdie 'n wonderlike Pinkstertyd vir jou wees. Kom ons dink oor die rol en die werk van die kosbare Gees van God. Amen.